Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus ons koning. Oral waar ek gaan en met mense gesels oor effektiewe gebed, is daar een vraag wat ek die meeste gevra word. Hoe hoor 'n mens die Here se stem? En ek dink dit is kritiek belangrik dat jy die Here se stem sal hoor. Want anders gaan jy nie weet wat om te doen, hoe om te doen, want wanneer jy bid, moet jy 'n antwoord tog by die Here kry. En om daardie antwoord te kan kry, moet jou ore oop wees. So, ek het gaan kyk, hoe kan ek mense help om die Here se stem te hoor? En toe ontdek ek in die Here se woord, en ek het dit begin toepas, en ek het dit begin leer, oral in die land, waar ek met mense gesels het oor effektiewe gebed, en met hierdie program uit die Here se woord uit, kan jy binne 5 minute die Here se stem hoor. So, as ek nou jou aandag het, dan moet jy nou jou notaboek en jou pen reg kry, want vandag in hierdie program vertel ek jou hoe om die Here se stem binne 5 minute te hoor. En die antwoord is in 2 verse van die Bybel. Nou as jy nou kyk hoe dik hierdie Bybel is, en hoe al die duisende verse wat hierin is, sê vir my, as die Here se woord net 2 verse gebruik om vir jou te vertel hoe hoor 'n mens die Here se stem, dan kan dit mos nie so moeilik wees nie. Want ons kyk mos maar oor die goed, ons soek 'n ingewikkelde antwoord, ons soek 'n moeilike teologiese vraagstuk. Maar dan is dit nou weer die ander ding. Vir my een van, of die wonderlikste gedeeltes in die Ou Testament, is die klein profete. Die klein profete waar mense nie dikwels in lees nie, en eintlik is die klein profete meestal profetiese woord ook vir ons tyd, nie net vir hulle tyd nie, maar ook vir ons tyd. En om die Here se stem te hoor, vat ek jou na een van die klein profete toe, met die naam van Habakuk. Nou jong, ek weet, Habakuk, ek het een keer op 'n reboot gepraat, en 'n meisie van 16 sê vir my, Habakuk, my Bybel het nie Habakuk in nie, ek het nog nooit Habakuk in my Bybel gesien nie. Dis ons probleem, né? Ons slaan daai onbekendes oor, en tog lê die geheim daar weggesteek. Nou as ek jou nou sou vra, het jy nou al 'n preek oor Habakuk gehoor? Dan sal 'n klomp van julle waarskynlik sê, ja, nee, ek ken Habakuk. Daai bekende gedeelte, né, wat sê, alhoewel die vyeboom nie sal bot, en aan die wingerdstokke geen vrugte sal wees nie, en die drag van die olyfboom sal teleurstel, en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee, die kraal verdwyn, geen beeste in die stalle sal wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte, en hy maak my voete soos die van herte, en hy laat my tree op die hoogtes, en ek seker, jy het al preke gehoor oor, nogtans sal ek jubel, en ons het die ou dae koortjie gesing, wat van sê, nogtans sal ek jubel in die Here. Dis hoofstuk 3, laaste paar verse, en Habakuk het net 3 hoofstukke, so dis 'n klein ou briefie, en hy eindig dan in hierdie, nogtans, al het ek niks, alles al die vrugte nie, al het ek niks oor nie, al het ek nie geld nie, nogtans sal ek jubel in die Here. En jubel beteken opspring en in die ronde dans van blydskap. Nou ek is nou anders as ons kom by die woord van die Here, jong. Ek wil weet, maar dit maak nie sin nie, as jy niks het nie, en dit gaan so sleg met jou soos wat jy daar skrywe, hoe kan jy nogtans jubel in die Here? Wat maak dat, want dis nie 'n natuurlike reaksie nie. Mense wat in daai omstandighede is van die vyebome bot nie, daar's geen vrugte, wingerdstokke het geen vrugte nie, en die olyfboom en die saailande en die kleinvee, ek het niks oor nie, dan is mense se normale reaksie nie, nogtans sal ek jubel in die Here nie. So, dan wil ek weet, hoe
kry 'n mens dit reg. Dis hoe ek met die Here se woord werk, dis hoe prakties ek met die Here se woord is. Nogtans sal ek jubel in die Here, so vir dit moet ek nou gaan kyk, maar wat staan dan in hoofstuk 1 en hoofstuk 2 en dan hoofstuk 3 verder aan, as ek by hoofstuk 3 kom, hoe het hy daar gekom? Nou as jy nou hoofstuk 1 lees, dan staan daar nou, hoe lank, dis nou Habakuk, hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie. Ek skreeu tot u geweld, maar u help nie. Waarom laat u my onreg sien en aanskou u die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë en daar is stryd en twis. Nou, as ek daai lees, jong, dan voel dit my Habakuk praat van Suid-Afrika. Al die geweld en al die korrupsie en alles wat verkeerd is. Habakuk dink hy bid in hoofstuk 1. Want hy vra, hoe lank roep ek, Here? So hy bid. Maar in daai hoofstuk praat die Here antwoord, maar Habakuk hoor hom nie. Habakuk hoor nie die Here se stem nie. En hy is nie eintlik besig om te bid nie, hy is besig om te kla. Hy is besig om te kerm. Hy is besig met selfbejammering. O, Here, kyk hoe lyk dit, en o, Here, hoe gaan dit? En dan hoor jy nie die Here se stem nie. Ons was een keer in 'n groot krisis gewees. 'n Groot krisis. Dit was 'n groot finansiële krisis en ek het nie geweet hoe om dit op te los nie. Ek het nie geweet wat om te doen nie. En daar was nie eintlik tyd vir my om 'n oplossing te kry nie. En my seun wat toe op daai stadium by ons gekuier het, wat 'n onderwyser is, dit was in Desember, hy vra vir my, pa, wat gaan aan met jou? Want nou kan hy mos sien ek is onder druk. En ek vertel hom nou maar, hierdie is die situasie en jou pa het nie 'n plan om hier uit te kom nie. En hy sê vir my, maar pa, hoekom het die Here pa nie gewaarsku nie? Want pa doen alles reg, lees die Here se woord, bid die Here se woord, staan in die middernag op, bid in die middernag, werk vir die Here, en ek sê ek weet nie. Want jy is so angsbevange oor hoe jy hierdie probleem gaan oplos, ek weet nie. En daai nag staan ek toe middernag op, want jy weet as jy in daai moeilike situasie is, dan voel dit vir jou, jy wil nie meer bid nie, jy kan nie meer bid nie, niks help nie, niks werk nie. En ek staan die middernag op en ek sê, Here, my kind vra, waarom het u my nie hieroor gewaarsku nie? Praat met my, Here, en ek hoor die Here sê, shut up. Nou as ek dit nou vertel op Reboots, dan kyk die Christene my met sulke groot oë aan, nooit man, die Here kan nie so praat nie. Maar onthou, hy is my pa, né, en ek is sy kind. En ek wonder of jy nog nooit vir jou kind gesê het, shut up nie. Maar in elk geval, as jy nou daaroor wil struikel, dan het my ma altyd gesê, bou 'n brug en kom maar hoor. En ek vra vir die Here, hoekom praat jy met my so? En die Here sê, want jy so in die storm, en jy luister na die storm, en jy luister na jou eie stem, en die duiwelse stem is ook nog tussen, daar is so geraas in jou ore, jy kan my nie hoor nie. Word stil, dan kan jy my stem hoor. As jy stil word, dan sal jy my stem hoor, en dit was so. Ek het stil geword, ek het gesê, ek is jammer, Here, ek vertrou u in hierdie saak, ek gee die saak vir u, en ek het gaan slaap, en toe ek die volgende môre opstaan, klink klaar, helder en duidelik, hoor ek die Here se stem, en het ek geweet wat om te doen, en uit daardie situasie gekom. So, Habakuk hoofstuk 1, hy bid nie, hy het daar so geraas, hy hoor nie die Here se stem nie, maar dan kom ons in hoofstuk 2. So, as hoofstuk 1 dan verkeerd bid is, onthou jy, ek het al baie met jou gepraat oor Jakobus, wat sê julle het nie, omdat julle nie vra nie, en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, in Jakobus 4. Nou, as Habakuk 1 dan verkeerd bid is, en Habakuk 3 se opskrif is, gebed van die profeet. En dan sien ons hierdie, nogtans sal ek jubel in die Here. En dan vra ek, as hoofstuk 1 verkeerd bid is, en hoofstuk 3 is reg bid, moes iets in hoofstuk 2 gebeur het, wat die hele situasie verander het. En dan gaan ons kyk, wat gebeur dan in hoofstuk 2, en soos ek jou gesê het, net 2 versies. Habakuk 1 sê hy,
Op my wagtoring wil ek gaan staan. Nou moet jy die prentjie sien, jy moet die beeld sien van wat hier aan die gebeur is. Want hoofstuk 2 is die antwoord van die Here, né? Hy sê, op my wagtoring wil ek gaan staan. Nou, ek het nog weermagopleiding moes doen, vir 2 jaar verpligte diensplig gedoen, en miskien nou nog, as jy by weermagkampe verbyry, dan sien jy hierdie wagtorings, wat hier so al langs die grensdrade opgestel is. En dan, in my tyd was daar nog wagte in die wagtoring. Maar wat is die funksie van 'n wagtoring? 'n Wag is daar en sy werk is, hy moet in die dag kyk of daar nie gevaar is nie, en in die nag moet hy kan luister. En jy is nie daar in die wagtoring met 'n TV-stelletjie en met 'n radio en jy braai vleis nie, jy's alleen in daai wagtoring. Jy het ook nie 'n klomp vriende daar saam met jou nie, jy's alleen in jou wagtoring, want jy is daar vir 'n rede. Jy moet kan sien en jy moet kan hoor. So, hier is wat Habakuk sê, as jy die Here se stem wil hoor, dan moet jy op jou wagtoring klim. Jesus noem dit, gaan in jou binnekamer en sluit die deur. Dis presies wat Jesus sê, wanneer jy wil bid. Hy sê, dan gaan jy in jou binnekamer, dit is wat Habakuk sê, klim in jou wagtoring, gaan in jou binnekamer sluit, beteken, kom op 'n plek waar dit net jy en die Here is. Kom op 'n plek waar jy nie geplaag gaan word en nie gesteer gaan word nie. Sit jou selfoon af. Hierdie is nou jy en die Here, want jy het 'n antwoord van die Here nodig. Op my wagtoring. Ek is daar, ek klim in my wagtoring, ek het 'n Bybel, ek het 'n notaboek en ek het 'n pen. Dis dit. Dan sê hy, en op 'n skansmuur my stel, en ek wil speur om te sien wat hy in my sal spreek. Hoor mooi, jy moet mooi hoor, as ek mense toets by Reboot hier hoor, dan luister hulle nie mooi nie. Hy sê, en ek wil sien wat die Here in my sal sê, in my gaan sê, in my sal sê. Hy sê, in my sal spreek. So, daar's nie 'n twyfel nie, die Here gaan praat, die Here wil praat. Maar dan sê hy, ek wil sien wat die Here in my sal sê. En wat is nou vreemd in hierdie stelling? Wat klink nie reg nie? Jy verwag dat hy moet sê, ek wil hoor wat hy vir my gaan sê. Maar dis nie wat Habakuk sê nie. Hy sê nie, ek wil hoor wat die Here vir my gaan sê nie. Hy sê, ek wil sien wat die Here in my gaan sê. So, hier is die geheim. Hy sê verder, ek wil sien wat die Here in my gaan sê. So, weer eens, nie ore nie, die ore is nie eers hier ter sprake nie. Hy sê, ek wil sien, ek wil 'n prentjie sien van wat die Here in my gaan sê. Want jy sien, ons hoor in prentjies en ons dink in prentjies. As ek sê hond, dan dink en sien jy nie HOND nie. Jy sien dalk jou hond, jou troeteldier, of 'n hond wat jy 'n koneksie mee het. So ons dink in prentjies, ons breine is so. Ons dink in prentjies, ons sien in prentjies. Visueel. So dit is dan belangrik dat as jy die Here se stem wil hoor, gaan jy 'n prentjie sien. Waar gaan jy daai prentjie sien? In jou. So, hier werk die krag van ons verbeelding. So, wanneer ek die Here se stem wil hoor, want kyk wat gebeur dan in die volgende vers. Hy sê, toe antwoord die Here my, en die Here sê vir my, skryf die gesig op. Skryf wat ek vir jou sê neer. So, hier werk dan die krag van jou verbeelding. Hierdie is hoe dit gaan werk. Jy gaan sit op 'n stoel, ek sit nou vandag hier in my ateljee, in 'n yskoue middag sit ek, en ek gesels met jou, is 'n plek waar ek tuis is, waar ek gemaklik is, want dis my wêreld die. Gaan sit op 'n stoel, heerlike stoel soos die, vat jou Bybel, vat jou pen, vat jou notaboek, maak jou oë toe. Nou moet jy die krag van jou verbeelding aktiveer.
Hierdie is nou my happy space, of my happy space is as ek in die bos is, in my boshuis is, en in die natuur is. Wat is jou happy place? Verbeel jou, jy's in jou happy space. Onthou nou, jou oë is toe, jy verbeel jou, jy is op hierdie gunsteling, jou hartsplek. En sien nou, Jesus, in jou verbeelding, sien jy, Jesus is saam met jou in jou hartsplek. Ek het 'n stoel hier in my ateljee en ek verbeel my, hier sit Jesus op hierdie stoel, of hy stap dalk langs jou op die strand, of hy sit saam met jou om 'n bosveldvuur, waar ook al jou happy space is, jou hartsplek, verbeel jou, Jesus is saam met jou. Kan jy 'n beeld vorm in jou verbeelde, hoe lyk hy? Wat het hy aan? En jy stap, of jy sit, en jy kyk op in sy oë, en al wat jy kan sien is, hoe lief hy jou het. Want niemand kan jou lief hê, soos Jesus jou lief het nie. En niemand gee vir jou om soos hy nie. Hy wil graag met jou praat. As jy 'n baie goeie verhouding met jou pa het of gehad het, en jy gaan sit by jou pa, en jou pa weet, nou is jy ernstig, dink jy hy gaan nie na jou luister nie? Dink jy hy wil nie vir jou raad gee, of met jou praat nie? Hoeveel te meer jou hemelse Vader? So, jy kyk in sy oë, en jy weet en jy kan sien, dat hy jou lief het, en jy vertel hom, Here, ek is ook lief vir u. Dankie dat ek aan u kan behoort. Dankie dat u hier is by my. En nou sê ek vir die Here, ek het 'n saak wat ek voor u wil bring. Wat sê u hiervan? En as ek dit gesê het, dan bly ek stil. Nou luister ek wat gebeur in my hart. Nou kan ek sien 'n prentjie, onthou my oë is toe. Ek sien dalk 'n prentjie. Daar kom dalk 'n skrif in my hart op. Ek kry 'n gedagte. Daardie goed skryf ek nou neer, randomly. Ek gaan nie oor dit wonder nie, ek gaan nie oor dit nadink nie, ek gaan nie dink, dis nou 'n vreemde woord wat in my hart opkom nie, of hierdie weet ek daarom, jy gaan nie hier oor wonder nie, jy skryf wat jy sien, skryf jy neer. Gedagtes wat by jou opkom, skryf jy neer. Name van mense skryf jy net nie randomly. En dan gaan jy sê, Heilige Gees, dankie dat u wat nou in my gespreek is, lewendig maak. Dankie dat u hierdie nou vir my uit sal lê, en dit vir my helder sal maak, en dit duidelik sal maak, en dan begin jy in lof en aanbidding, en sê vir die Here dankie. Goed, dit gaan 5 minute vat julle. Nou gaan jy oor daai lysie van jou begin dink. Dalk as jy nou na daai lysie kyk, gaan jy dadelik sien, hierdie is wat ek moet doen. Hierdie is wat die Here vir my sê ek moet doen, soos dit met my gebeur het. Die plan was duidelik en ek moes dit net implementeer. Dalk gaan jy vir 'n paar dae bid oor hierdie, en terwyl jy hieroor bid, want jy het nou al die legkaartstukkies gekry, en jy gaan al hierdie legkaartstukkies aan mekaar sit, en dit gaan dan die beeld vorm van wat die Here vir jou wil sê, en dan gaan jy die Here net gehoorsaam. Dis hoekom jy moet neerskryf, en dis hoekom die Here vir Habakuk gesê het, skryf dit neer. En wanneer jy dit neergeskryf het, dan kan jy die prentjie sien, en jy gaan verstom staan, oor hoe die Here duidelik, helder met jou praat. Probeer dit. Jy kan selfs as jy nou gaan sit en stil word, sit 'n aanbiddingsmusiek aan. Op die reboot sit ek dikwels aanbiddingsmusiek aan, en laat mense net stil word en fokus op Jesus. Probeer dit, oefen dit. As jy nou klaar gekyk het aan hierdie program, dan gaan na jou bidplek toe as jy 'n bidplek het, en gaan doen dit net. En laat weet my wat gebeur het. Ek sal graag jou terugvoer wil kry, want dan help dit my. En as jy vra het, dan vra jy my. So jy skryf my 'n e-pos na arendegebed@gmail.com, en dan kan jy met my op daardie manier kommunikeer. Ek het hierdie self dikwels gedoen, en ek het dit vir honderde mense wat reboots gedoen het vertel, en die resultate het net nooit uitgebly nie.
As jy daai gedoen het, en jy weet dat die Here in die saak is, en jy het 'n plan, dan is dit maklik om dan die Here te begin verheerlik, né? Dis maklik om dan te weet, die Here is hier. Hy is in my saak, want wat ons moedeloos maak en wat my geloof afbreek, is wanneer ek nie 'n plan het nie. Want dan voel dit vir my, dis rigtingloos. Maar die oomblik as jy 'n woord van die Here het, die oomblik as jy 'n plan het, dan word dit maklik. Want dan jaag ek na die plan, dan kan ek my geloof anker aan die gesig wat die Here my gegee het. So, onthou ons webwerf www.prayerevangelist.com. Al die boeke is daar om jou te help. Elke boek wat ek geskryf het was eintlik maar 'n opdrag van die Here en om jou toe te rus dat jy meer bekwaam kan wees om te doen wat die Here wil hê jy moet doen en in oorwinning kan lewe. So jy kan die boeke aanlyn bestel. So dis 'n PDF boek wat in jou inbox beland en jy het hom dadelik, of jy kan hardcopy bestel en ons koerier hom vir jou. So gaan na www.prayerevangelist.com. Ons hou ook gereeld aanlyn gebedsakademies en gebedsseminare, so daardie inligting gaan jy ook daar kry. Jy kan ook op ons dienste inskakel. Ons stream ons dienste op Facebook en YouTube by Coram Deo Familie Nuus. Op Facebook en op YouTube, op 'n Sondagoggend 9uur, op 'n Sondag aand 6uur, kan jy inskakel by ons dienste Coram Deo Familie Nuus. As jy enigiets met my wil bespreek, dan gebruik jy die e-posadres, of as jy graag wil ek moet met julle kom praat oor gebed, of herlewingsdienste hou, maak gerus kontak. Ons is op die vooraand van 'n beweging van die Heilige Gees, soos hierdie land nog nie gesien het nie. En daar's nou 'n oorgang aan die gang. Ek is nie presies seker wanneer hierdie program uitgesaai word nie, maar ons is nou in die oorgang Junie, Julie. En weet jy hoe profeties belangrik is hierdie oorgang Junie, Julie? Want ons gaan oor na die tweede helfte van die jaar toe. Einde van Junie, daai middernaggebed op die einde van Junie is baie, baie belangrik. En ons het 'n stel gebede wat ons bid by die oorgang tussen 10 tot 12 in die aand by die 30ste Junie om ons oor te vat en in te lei in die nuwe 6 maande wat ons in die hoogtepunt invat van 'n lente en in 'n somer. As jy daardie gebede wil hê, die oorgangsgebede, skryf vir my 'n e-pos na arendegebed@gmail.com en sê vir my, jy wil die oorgangsgebede hê. En dan bid jy dit die aand van die 30ste Junie en kyk wat gaan die Here vir jou oopmaak. Dit is nou die seisoen van beantwoorde gebed. Die oes van dit waaroor jy gebid het, sal nou begin inkom. Kom naby aan die Here, kom nader aan die Here, leer om die Here se stem te hoor, en dan gaan jy uitvind dat in die volgende 6 maande, wat ook 'n munisipale verkiesing insluit, gaan ons die hand van die Here sien beweeg in hierdie land. Dis altyd 'n vreugde om saam met jou te kuier en hierdie platform te kan gebruik tot eer van die Here. Volgende keer, dan gesels ons weer.